Vanoggend is Pinkstersondag. Ons vier vandag Pinksterfees, as jy dit nie geweet het nie. Ek wil graag vir u voorlees uit Handelinge 2 vanaf vers 17. So sal dit in die laaste dae wees, sê God. Ek sal my gees uitstort op alle mense. Julle seuns en julle dogters sal as profete optree. Julle jong mense sal gesigte sien. Julle ou mense sal drome droom. Ja, op my dienaars en op my dienaresse sal ek in daardie dae my gees uitstort. En hulle sal as profete optree. Ek sal tekens bo in die lug en wonders onder op die aarde gee. Bloed en vuur en rookwolke. Die son sal pikdonker word en die maan bloedrooi, voordat die groot glorieryke dag van die Here kom. So sal dit dan wees. Elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Gemeente, ek groet in die naam van die Vader, en van die Seun, en van die Heilige Gees. Ons gaan 3 liedere sing. Ek het hulle doelbewus gekies. Die eerste een is baie bekend, Kom neem nou my lewe. Dit gaan oor die vrug van die Gees. Naamlik dat ons wil die boodskap gaan uitdra en ons wil meer en meer soos Jesus lyk. Die tweede lied is Gees van die waarheid. Ons sal nou ook in die preek leer van die naam, wat beteken Gees van die waarheid. Ons gaan ook sing oor Gees van die Vader, nog 'n benaming van die Gees. En dan gaan ons I surrender sing, waarin dit ook gaan oor Here, ek gee my oor, laat die Gees my vul, en ek wil daai vuur wat met Pinksterdag uitgestort is, weer in my lewe ervaar. Kom ons staan, en dan sing jy saam met my in die bedieningsspan.
Ek wil vra dat die volgende lied is 'n gebed sal hanteer. Johan gaan vir ons die Engelse Onse Vader sing, the Lord's Prayer. Ek wil vra dat ook die gebed van jou hart is vanoggend. Into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the glory and the power forever. Amen. Ek wil vanoggend ook die geloofsbelijdenis as 'n gebed hanteer. Ek gaan aan u die geloofsbelijdenis voorhou en ek wil vra dat jy dit sal luister, vir jouself die vraag sal vra: wanneer laas het iemand vir jou gevra wat glo jy? En wanneer 'n vreemdeling vir jou langs die pad gaan vra wat glo jy? Wat gaan jy antwoord as iemand van 'n ander geloof vir jou gaan vra? So wat glo julle? Is dit wat jy gaan sê? Hier is die geloofsbelijdenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het.
Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Here, dit is ons belydenis. Ons bely dit voor U dat dit is wat ons glo. Here, ons bely dit voor die wêreld tot aan die uithoeke van die aarde, waar ons ook al sal kom, waar ons ook al mag loop, Here, sal ons bely dat U die God is, dat U naam veel groter is en heiliger as enige ander gode van die nasies. Here, ons bely dat ons glo in die Heilige Gees. Ons bely dat ons glo in 'n heilige, algemene Christelike kerk. Die gemeenskap van die heiliges. Here, daarom is dit vir ons 'n besondere voorreg en vreugde om vanoggend te gedenk en te herdenk en fees te vier oor die Heilige Gees wat U uitgestort het op Pinkstersondag. Amen. Nou ja, ek het nou al gesê, dit is Pinkstersondag vandag. En julle kan solank julle Bybels oopmaak by Handelinge 2 asseblief, as jy jou Bybel gebring het. Ons gaan vanoggend uit Handelinge 2 uitlees. Nou ja, ons is aan die einde van Pinksterweek. As jy nie weet nie, ons het Pinksterweek gehad die afgelope paar dae. Dit het begin by Hemelvaart 10 dae terug. Presies 10 dae terug. En toe het ons sprekers hier gehad, Erik Skuman en vir Johan Els en toe vir Miller Kroukamp en toe vir Dion Gerber. Nou, hulle het met ons gepraat oor die tema God is nie op mute nie. Mute natuurlik, julle ken almal die mute knoppie op die selfoon of op Zoom, né? Ons weet almal wat mute beteken. In feite, hulle het vir ons elkeen vanuit hulle eie verwysingsraamwerk vertel dat God loud is. Hy is kliphard. Sy stem is kliphard as ons net weet hoe en waarom te luister. Nou vandag is Pinkstersondag. Uitstorting van die Heilige Gees word herdenk. Onthou, hier is nou nie vandag 'n nuwe gees wat uitgestort word nie. Ons herdenk die gees wat reeds uitgestort is. As jy wil gaan luister wat het ons sprekers gesê oor die stem van God wat dan nou nie stil is nie, gaan gerus op ons webtuiste. Dit is baie mooi opgesom, die hele Pinksterreeks. Jy kan baie mooi luister wat al die sprekers gesê het en almal wat daar was getuig van groot inspraak wat dit op hulle lewens gehad het. Nou, die van u wat daar was sal onthou, Johan Els het vir ons vertel van die kronostyd, die Griekse woord vir kronologiese tyd, lineêre tyd soos ons hom ken, gister, vandag, môre, 1 uur, 2 uur, 3 uur, 4 uur, 5 uur, 6 uur, jare, maande, eeue. Dis kronostyd, kronologiese tyd. So, waar is ons dan nou kronologies in die kerklike jaar? Elke jaar vier ons die kerklike jaar oor en oor. Ons herdenk groot Christelike gebeurtenisse. Dit het begin met Kersfees, Jesus se geboorte. Dis waar ons begin met die kerklike jaar. En toe vier ons Paasfees, wat ons Jesus se opstanding herdenk, natuurlik sy kruisiging ook. Ons het saam sy lydingspad geloop die 7 Sondae voor die opstanding Sondag. En toe gaan daar 40 dae verby en toe vier ons Hemelvaart. En Hemelvaart het gebeur en nou 10 dae na Hemelvaart vier ons Pinksterfees. Pinksterfees is 50 dae na Jesus se opstanding. Maar hierdie is ook nie net 'n kronostyd nie, dit is 'n kairostyd. Nou, kairos is 'n ander woord vir wanneer die
tyd in vervulling gegaan het. Iets het opgebou tot op 'n sekere kairos moment. Iets is geopenbaar. En dit is wat gebeur het op Pinkstersondag. Jesus se werk op aarde volbring, dit word voltooi deur die Heilige Gees wat uitgestort word. Nou, ons gaan lees uit Handelinge 2 vers 1 tot 13. Wat het daardie Sondag gebeur toe die Heilige Gees uitgestort het? Ek wil net eers sê, die boek Handelinge, as jy nie weet nie, is deur Lukas geskryf, dieselfde Lukas wat die evangelie geskryf het, Matteus, Markus, Lukas. So, Handelinge van die Apostels is 'n voortsetting van sy boek. Dit is hier in 85 na Christus eers geskryf. Maar en die hele boek Handelinge gaan oor hoe die eerste Christene, nadat die Gees op hulle uitgestort het, die kerk van die Here begin het. Hoe die Christendom begin het, en die eerste gedeelte van Handelinge was Paulus die hoofkarakter. Ek bedoel Petrus. Petrus het opgestaan en daar duisende mense tot bekering gekom as hy gepraat het. En toe gee hy oor aan Paulus, en die laaste deel van Handelinge gaan oor Paulus, wat al sy sendingreise en wat die evangelie die wêreld invat. Nou, party mense sê, dat hierdie Handelinge van die Apostels is eintlik verkeerde benaming van Handelinge. Dit moet wees Handelinge van die Heilige Gees. Want die hele Handelinge vertel vir ons hoe die Gees, nadat dit uitgestort het, net eenvoudig die mense laat spoedvang het en die Christendom laat versprei soos 'n veldbrand tot hier waar ons vandag sit. Ek wil u net gou terugvat voor hierdie gedeelte, u sal dit lees daar in Handelinge 1. Dis nou hier net voor Jesus opvaar na die hemel toe. Daarvan af vers, ek kan nie mooi sien nie, 2. Nee, 4, sorry. Terwyl hy op 'n keer saam met hulle aan tafel was, dis nou Jesus, het hy hulle beveel, moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader julle beloof het, soos julle van my gehoor het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Gees gedoop word. Julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria tot in die uithoeke van die wêreld. Dit was Jesus se woorde, net voor hy opgevaar het na die hemel. Ek gaan vir julle die Heilige Gees stuur, julle gaan krag kry. Nou gebeur dit. Handelinge 2, kom ons lees. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel, soos van 'n geweldige stormwind. En dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen. Daar het godsdienstige Jode uit al die nasies onder die son in Jerusalem gewoon. Toe die mense die geluid hoor, het 'n groot skare saamgedrom. En omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word, het hulle nie geweet hoe hulle dit het nie. Verras en verbaas sê hulle toe, die mense wat daar praat is tog almal Galileërs. Hoe hoor elkeen van ons dan sy eie moedertaal? Perse, Mediërs, Elamite, inwoners van Mesopotamië, Judea, Kappadosie, Pontus en die provinsie Asië, Frigië, Pamfilië, Egipte en die van Libië om Sirië, mense uit Rome, Jode sowel as heidene, wat die Joodse geloof aangeneem het, Kretensers en Arabiere. Ons hoor hulle in ons eie tale praat oor die groot dinge wat God gedoen het. Hulle almal was verbaas en uit die veld geslaan. Party het vir mekaar gevra, maar wat kan dit tog beteken? Ander weer het gespot en gesê, hulle is dronk. Ons lees net tot sover. Ek wil net vir sê,
dat net nadat die Gees uitgestort het, daai selfde dag, toe die mense sê, ja, daai klomp is 'n klomp dronkklomp, toe gaan Petrus uit, en hy vertel vir hulle wat het hier gebeur. En hy haal Joël 2, vers 28 tot 32 aan. Dis nou 'n boek uit die Ou Testament, wat honderde jare voor die tyd geskryf is, en hy sê, ek herinner julle aan daai boek Joël, wat julle so graag lees. Hier word dit waar, want in Joël staan daar, so sal dit in die laaste dae wees, sê God. Ek sal my Gees uitstort op alle mense. Julle seuns en julle dogters sal as profete optree. Julle jong mense sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom. Ja, op my dienaars en op my dienaresse sal ek daardie dae my Gees uitstort, en hulle sal as profete optree. So wat hier gebeur, is al eeue terug voorspel, en Petrus sê vir hulle, ek herinner julle, dit is wat hier gebeur. Ons moet mooi verstaan, dat daar was 3 feeste gewees wat die Jode in daardie tyd belangrik geag het. Die eerste een was natuurlik die Paasfees. Dit het hulle herinner aan hulle uittog uit Egipte uit, en dan was daar natuurlik tussenin die Loofhuttefees, en dan het hulle die Pinksterfees herdenk. Nou die Pinksterfees was 'n oesfees. Hulle het in daai tyd, wanneer dit oes is, dit of meer Pinkstertyd 50 dae na Paasfees, en dan bring hulle offers aan die Here om dankie te sê vir die oes. Hulle het sing lofgesange, is 'n vreugdefees. Hulle noem dit ook die fees van die weke. In Engels praat hulle van Pentecost. Pente, die woord pente, herinner jy aan die woord 5. Nee, Pentecost beteken 50. Nou, daar was baie mense in Jerusalem gewees, van reg oor al die lande van die omgewing van daai tyd, want daar's geoes, daar's kos om te koop. Was 'n dinge aan die gang in Jerusalem. Baie mense was daar van reg oor die wêreld. Groot handelsstad gewees, Jerusalem. Nou is dit nie toevallig dat die Heilige Gees die gelowiges, en hulle was omtrent 120 wat daar by mekaar was, met tale. Hy raak hulle tonge aan, sodat hulle in verskillende tale praat en verstaanbaar is. Want daar's mense van baie lande, ek noem hierso 15 streke, en al daardie tale begin hierdie gelowiges nou praat. Dit is glad nie toevallig nie. Hy bemagtig daardie gelowiges deur vir hulle in daardie tale van die dag te laat praat. Nou, weet, dit is nie net die mediese wetenskap wat groot woorde kan rondgooi nie. Die teologie kan ook groot woorde rondgooi. Van Kersfees tot en met Jesus se kruisiging en hemelvaart, het ons besig gehou met 'n Christologie. 'n Christologie is die wetenskap aangaande Christus. Voor dit het ons besig gehou met die teologie, die wetenskap aangaande God. Nou, van vandag af vir 'n ruk, hou ons besig met die pneumatologie. Pneumatologie. Dit is die studie oor die werking van die Heilige Gees. Dis groot woorde, want weet jy, daar's mense wat vir honderde jare 'n pneumatologie of die wetenskap van die Gees opgestel het, vanuit die Bybel uit. Hulle praat oor sake soos, maar hoe pas die Heilige Gees dan nou in die drie-eenheid in? Hoe werk dit dan nou? Kan dit wees? En dan skryf hulle boeke en boeke daaroor, sodat ons dit vandag ook kan verstaan. Dan stry hulle deur die oë met mekaar, maar die Heilige Gees wat daardie dag uitgestort is net vir daardie tyd uitgestort. Dit was net 'n hulpmiddel wat God gegee het, sodat die kerk gevestig kan word. Dan sê ander, nee, daai gawes moes gedurende tot nou die dag toe gewees, maar toe gebeur dit en dat, en toe verdwyn die Heilige Gees uit die wêreld uit. En dan sê ander weer, nee, die Gees het nooit verdwyn nie, hy is nog steeds aktief. En dan stry ander weer, is dit die Gees van God? Is dit die Gees van die Vader? Is dit die Gees van Christus? Waar kom hierdie Gees vandaan? Nou weet jy, moenie bekommerd wees nie. Ek gaan u nie daarmee verwar nie, want ons gereformeerde geloofstradisie verstaan mekaar mooi oor die werking van die Gees.
waar kom die Gees vandaan? Want die Gees het nie net gearriveer nie. Die Gees, sien ons in die Ou Testament, is al van die tyd van die skepping af daar. En die Gees van God het oor die water gesweef, herinner ek julle aan Genesis 1. Ons lees reg deur die Ou Testament, dat die Gees van God verskeie kere deur die jare oor sy volk gekom het, en daar met hulle goed gebeur het, wanneer God se Gees oor hulle kom. Ons lees ook, dat die Gees van God oor sekere individue in die Ou Testament gekom het. Ons lees van Samson, Samuel, Dawid, Saul. Die Gees van God is by hulle almal betrokke gewees. In die Nuwe Testament, voor die uitstorting van die Heilige Gees, was die Gees ook ter sprake. Toe Jesus gedoop word, toe kom daar 'n duif, die Gees van die Here uit die lug uit, en sê, dis my geliefde seun. Toe Jesus in die woestyn versoek is, en hy die duiwel 3 keer getrotseer het, toe word hy vervul met die Heilige Gees, lees ons. En dan lees ons dat hy sê, julle sal met die Heilige Gees doop. So, dis nie 'n nuwe gees hier nie. Wat nou hierso gebeur, is 'n belangrike nuwe funksie van die Heilige Gees, word op Pinksterdag in toon gestel. En die belangrike funksie hier is dat hulle krag sal ontvang. Hierdie gelowiges gaan krag ontvang om Jesus se getuies te wees wêreldwyd. Dit is die belangrikste werk van die Gees, om ons ook vandag te help om getuies wêreldwyd te wees. Maar hoekom moes hulle krag ontvang? Want Jesus het geweet, hierdie mense gaan vervolg word. Hulle gaan wreedaardige dode sterf. Hulle gaan in sy naam gemartel word, vir die leeu's gegooi word en ook gekruisig word. En daarom het hulle die Gees nodig wat vir hulle daai deursettingsvermoë kan gee en volharding kan gee, dat hulle nie bang sal wees vir dit wat op hulle wag nie. Ons lees dat inderdaad het die gelowiges van daardie tyd baie krag ontvang. Ons lees hulle het wonders gedoen. Lees maar 'n bietjie verder in Handelinge. Hulle het mense uit die dood uit opgewek. Hulle het duiwels uitgedryf. Maar 'n baie belangrike deel wat die Gees gebring het, is eensgesindheid. Ons lees dat die gelowiges het van daardie tyd, die vroeë Christene, het al hulle goed verkoop en dit gelyk op verdeel soos wat die behoefte was. Nou, gaan u vanoggend voel as ons vir mekaar sê, bring al jou goed, ons dit verkoop, gelyk op verdeel. Gaan nie baie daarvan hou nie, né? Maar dis wat hulle gedoen het. Dit is wat die eerste Christene gedoen het. Hoor hoe mooi verwys die Gees hierso. Hulle verwys na 'n wind. Nou reg deur die Bybel lees ons dat God partykeer soos 'n stormwind op 'n plek opdaag. Maar die Gees self beteken in die Ou Testament ruach, wind. En dan vuur, tonge van vuur. God reg deur die Ou Testament as hy teenwoordig is, dan is hy in vuur teenwoordig. Dink aan die brandende braambos en wanneer Moses die goed op die berg kry, die tablette met die wet op. Wat nie hier staan nie, maar waarmee die Gees ook baie vergelyk word, is strome lewende water. Is dit nie mooi nie? Strome lewende water sal deur jou vloei as die Gees jou vervul. En dit bring my by 'n volgende ding. Hier staan hulle is met die Gees vervul. Nou, is dit nou vervul of is dit gevul? Ons hoef nie daaroor te stry nie. Dis dieselfde ding. Dit is maar net wisselterme vir dieselfde ding. Hulle het vol geword van die Gees. Die Gees het totale beheer oor hulle geneem. Mooi en belangrik om te verstaan dat voor Pinksterdag, voor die Heilige Gees uitgestort was die Gees baie selektief geweest oor waar hy verskyn, aan wie hy verskyn. Dan verskyn hy aan die volk, dan is hy by Jesus, dan by Johannes die Doper. Maar wat nou hier gebeur, vir die eerste keer, word die Heilige Gees 'n werklikheid vir alle mense. Hy word oor alle mense uitgestort. Dit word 'n individuele werklikheid. Dis nie nou meer die Gees wat net hier en daar kies nie. Hy word 'n kollektiewe werklikheid en 'n individuele
werklikheid. Hy kom woon in ons. Hy vul ons. En hy vul ons elkeen individueel. Hy werk baie aktief in die eerste Christendom. Jy kan maar die boek gaan lees van Henny Stander, waarin hy navors hoe die Gees gewerk in die eerste 4 eeue na Christus. Hy het gegaan en hy het al die kerkvaders se geskrifte gaan lees, tot en met nou onlangs, waarin hulle getuig hoe daar wonderwerke gedoen is, hoe die Gees aktief in die kerk gewerk het. Nee, hy het nog nooit opgehou nie. Interessant dat ons in die Nuwe Testament lees dat die werking van die Gees en die benaming van die Gees baie kreatief aangewend word. Ons lees van die Gees van God. Daar's 'n lied. Gees van God wat in my woon, breek die woord vir my. Maar hy word ook genoem die Gees van die Vader. Gees van die Vader gee krag vir die kind. Ons het dit nou gesing. So dit is nie 'n probleem wie se Gees dit is nie. Dit is die drie-eenheid wat praat wanneer ons van die Gees praat. Ons sing van die Skeppergees. Kom o Skeppergees, lewendmakend Gees. Ken daai woorde. Die Gees is die trooster, die parakleet, die een wat vir ons voorspraak doen. Hy pleit vir ons by Jesus. Hy help ons om te bid. Die Gees berei ons voor vir die ewige lewe. Want hy help ons, hy loop saam met ons 'n pad van heiligmaking en regverdiging, is wat die Bybel sê. Die Gees is 'n gees van eenheid. Hy maak dat God se liggaam, die hele Christendom, 'n eenheid is voor God. Hy's die Gees van die waarheid in die woord. Ons sing ons Gees van die waarheid, kom woon nou in my. Wat beteken dit om die Gees van die waarheid te wees? Is hy belig die woord, hy maak die woord vir ons verstaanbaar. Hy openbaar God aan ons op besondere maniere. En hy's ook die Gees van verlossing. Die Gees doen nie net niks nie. Jy kan gaan lees daarso in Romeine 12. Hy gee gawes. Die Gees gee besondere gawes aan mense. Nou dit is die gawes van die Gees, Romeine 12. Julle kan dit gerus maar self gaan lees of in 1 Korintiërs 12. Die gawe om te dien, die gawe van profesie, die gawe van geloof, genesing, klanke. Let wel, die gawes van die Gees, almal kry dit nie. Elkeen kry ten minste een van hierdie gawes. Maar nie almal het die gawe om in tonge te praat, of in tale te praat, of om dooies op te wek, om mense te genees. Nie almal het daai gawe nie. God kies self wie kry die spesifieke en besondere gawe van die Heilige Gees. Maar in Galasiërs 5 kan jy baie bly wees, daar sien jy die vrug van die Gees. Elkeen van ons kan die vrug van die Gees dra. Wat is die vrug van die Gees? Dis Jesus se karakter wat deur ons na vore kom. Julle ken dit baie goed. Liefde, vreugde, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid. Elkeen van ons kan die vrug van Christus dra. Nou ten laaste. Wat beteken die Heilige Gees dan nou vir my en jou 2000 jaar nou later? Soos ek gesê het, onthou dis dieselfde Gees wat van die skepping af weer eens by ons is, maar op 'n nuwe manier met 'n nuwe doel. En dit is om Jesus se werk voort te sit. Is dit nie bevrydend om te weet dat die Gees sit Jesus se werk voort? Nie ek en jy nie. Die Gees kan sonder my en jou Jesus se werk voortsit tot die wederkoms. Maar is dit nie wonderlik om te weet dat hy my en jou kies om Jesus se hande en voete te wees? Dat hy my en jou kies om medewerkers te wees, om Jesus se koninkryk en God se koninkryk op aarde te vestig. Die Gees werk met mense verskillend. Die Gees is nie altyd in ons lewens so betrokke, dat daar vuur uit die lug uitval, en dat groot wonderwerke plaasvind nie. Ja, die Gees maak dat sommige mense genesing kan doen, ander mense kan in tale praat,
Ander mense kan siekes genees. Maar dit hoef nie te wees nie. Die Gees is meeste van die tyd daar waar ons hom nie eers raak sien nie. In die onopvallende, die alledaagse. Maar onthou, die Gees is individueel in elkeen van my en jou. Daar's 'n groot woord wat hulle sê, hulle noem dit die heilspad of die heilsorde. Al wat dit sê is by my en jou, sonder dat ons dit raak sien, is die Gees daar waar ek en jy geroep word as ons gedoop word om 'n kind van God te wees. Dis daar waar ons toenemend besef dat ons sondig is. Dis daar waar ons tot bekering kom. Party mense kom radikaal tot bekering en dit 'n dag en datum en hulle kan vir jou presies sê wanneer hulle tot bekering gekom het. Ander nie. Dis 'n geleidelike bekering. Groei, heiligwording, sodat ek en jy meer en meer Jesus se karakter reflekteer en heilig en aanneemlik vir God word. Dit is baie onopvallend, maar dit gebeur die hele tyd. Dis 'n deurlopende bekendmaking van God aan my en jou. Dis 'n deurlopende pad wat ek en jy met die Gees loop. So vandag moet ek en jy weet. Die Gees kan met 'n groot lawaai in mense se lewens inkom, as dit nie in jou geval waar is nie. Moenie daarna soek nie. Die Gees loop in elk geval op 'n stil, beskeie manier saam met my en jou, ons pad vandat ons gedoop word, totdat ons die ewige lewe beerwe. Een van die sprekers, ek dink dit was Miller Kroukamp, het gesê, en ek gee sommer nou die raaisel weg, daar is net 28 hoofstukke in Handelinge. Ek en jy, soos wat ons hier sit, skryf elke dag van ons lewe aan Handelinge 29. Die boek wat nie in die Bybel is nie, wat vertel hoe God se koninkryk deur die Heilige Gees en in sy gemeente geskryf word. Ek en jy is medeskrywers van Handelinge 29 wat nog nie in die Bybel is nie. Ek wil afsluit met 'n aanhaling wat Henk vir ons 'n ruk terug gegee het met 'n Pinksterdiens van Dirkie Smit. En hoor mooi. Ons hoor God se stem. Ons kan maar bysit deur die Gees. Ons hoor God se genadewoorde. God se appel tot navolging. Maar partykeer maar slegs in verborgde gestaltes. God openbaar homself deur die eenvoudige verborgde gedaante van die woord wat ons lees. Deur die verkondiging van eenvoudige, onindrukwekkende predikers, soos ek, na wie ons moet luister. Mensies uit die stof, soos Calvin hulle genoem het. God openbaar hom deur mense wat ons besoek. Die wat aan jou voordeur klop en vir jou kos bring wanneer jy siek is. Deur die getuienis van gewone mede-Christene by die skool, by die huis, by die werk. Deur die tekens van die brood en wyn wat ons eet en drink. Deur die naaste in nood wat op my en jou se pad kom. Dis waar God homself sigbaar maak. Dis waar hy op ons lewenspad verskyn en ons harte aangryp. Meer as dit moet ons nie verwag nie. Meer as dit gaan ons nie ontvang nie. So op die manier roep God ons om sy kerk in hierdie wêreld te wees. So werk sy evangelie, so kom sy koninkryk. Slegs wie in geloof verlang om God se stem te hoor en dit deur die Heilige Gees te ervaar, sal dit in hierdie eenvoudige roepstemme herken en daarop reageer soos God self. Mag dit waar wees aan my en jou, dat ons op 'n eenvoudige maniere die Heilige Gees in ons lewens ervaar en God herken daarin. Amen. Here, ons wil opnuut bewus word van die teenwoordigheid. Here, dankie vir die mense wat oor ons pad kom en ons net bemoedig. Here, mense wat sommer net vir ons 'n woord op die regte tyd sê. Iemand wat vir ons 'n skrif uitlê
of iemand wat vir ons 'n aanhaling gee, wat ons later weer kan gebruik in 'n preek. Here, dankie vir die eenvoudige predikers na wie ons kan luister. Here, mense wat Bybelstudie doen en net kan getuig van hoe goed U vir hulle is. Dankie Here, dat ons U Gees kan ervaar, op die eenvoudige, maar ook op besondere maniere waar U wonders verrig. Help ons Here, dat ons nie oogklappe vir ons oë sal hê en wonderwerke verwag die hele dag, groot dinge nie, maar dat ons U ook in die kleine sal raak sien. Dankie Here, dat ons weet, dat die Gees nou in elkeen van ons woon. Amen. Ons gaan 'n lied sing in antwoord op die preek. Die lied is ook maar 'n getuienis op sigself. Dit gaan oor die duisende generasies wat getuig het van die Heilige Gees en van hoe groot God is. Sit net so en sing saam met ons die lied Holy Forever. Generations falling down in worship.
hoor dat Pinksterweek geseënd was en ek hoor dit uit verskillende monde en stemme. Ek beleef ietsie moois van ons roeping vir Peer van Ryneveld geloofsfamilie wat deurkom in hierdie gesprek, in hierdie preek van vandag. Dat ek jou net so 'n bietjie laat wonder of jy kan dink wat dit is. Ek is bewus van die woorde wat ons gebruik reg van laas jaar van September wat ons sê, as ek aan jou dink, dan dank ek die Here vir jou. As ons aan Peer van Ryneveld geloofsfamilie dink, dan dank ons die Here vir jou. En wanneer ek jou uitnooi om vanoggend deel te neem, om die Here te dien met jou dankoffers, dan wil ek hê, jy moet iets in jou eie woorde in jou hart vir die Here sê, Here, ek dank U vir. Miskien is dit, Here, ek dank U vir ons aanbiddingspan vanoggend. Here, ek dank U dat U my roep in U koninkryk om te werk. Maar sê daai sinnetjie wanneer jy die mandjie aanstuur vanoggend. En daarmee wil ek vra, as ons nou die Here gaan dank vir hoe goed Hy is, en om dank vir die Gees se werk in sy koninkryk, kan 'n paar mense my help om hierdie moment liturgies vir ons te help, deur die mandjies te laat deurgaan. Here, U het 'n klomp hartsgebede gehoor waarvoor ons dankie sê. Ons dank U vir die Gees. Ons dank U dat U ons troos en bemoedig. Ons dank U dat U ons deel maak van U koninkrykswerk. Ons dank U vir hierdie geloofsfamilie. Ons dank U vir mense wat 'n verskil maak in ons lewens. Ons dank U vir mense wat genees is. Ons dank U vir almal wat hier 'n pad stap wat nie gesond is nie. Ons dank U dat ons nie hierdie lewe alleen deurgaan nie. En ons dank U vir elke skietgebed wat nou opgegaan het. Mag U hierdie dankoffers gebruik tot eer en verheerliking van U naam en U werk Gees, o Heilige Gees, in U koninkryk. In Jesus Christus naam alleen. Amen. As ek hierdie bewegings vir jou doen, hiervoor, en jy weet waarna ek verwys, steek net jou hand op. Enigiemand? Jy het my al gesien hierdie doen? OK, gaan die woorde bysit. Ons is deur die Gees oortuig om bidend en met ons Godstories alle mense met liefde te bedien. Kan julle onthou dat dit ons baie spesifieke roeping is, wat ons geloofsfamilie ontvang het laas jaar, toe ons saam gaan geloofsonderskeidend vir die Here vra, waarmee moet Peer van Ryneveld geloofsfamilie die jaar besig wees? En dit was die bevestiging. En regdeur as ek na Karel se preek geluister het vanoggend, en ek het nie geweet ek gaan hierdie sê nie, is dit wat ek hoor. So vir huisgeloof wil ek hê julle moet in die karre hierdie sinnetjie inoefen. Ek wil hê julle moet dit bid. Here, mag ek ook deur die Gees oortuig word om bidend my Godstorie vir alle mense met liefde te bedien. Ek gaan nog een keer sê. Ons is deur die Gees oortuig om bidend en met ons Godstories alle mense met liefde te bedien. Jy sal hom gaan kry op ons webblad ook. Maar volgende week as ek jou sien, want ek is volgende week terug. So as jy volgende week nie terug is nie, gaan ek weet waar jy was. Gaan ek vir jou vra of jy hierdie kan sê. Is dit reg so? Goed, dan het ons die huisgeloof so saam gedoen. Kom ons staan en dan sing ons laaste lied saam. Alleen is God.
Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here is voor jou om al die paaie vir jou gelyk te maak. Die Here is agter jou om die aanslag van die bose af te weer. En die Here is langs jou om saam met jou die pad te stap. Die Here is onder jou om te vang wanneer jy val. Die Here is reg rondom jou met hom vou met sy liefde. Die Here is bo jou om jou ryklik te seën. En die Here is binne jou met sy Heilige Gees om jou te lei in wysheid en jou bewus te maak van sy teenwoordigheid. Amen.